Right, so ek wil net vir julle sê dat in die laaste tyd is ek al hoe meer besig om al my varkies te verloor terwyl ek besig is om die studie te doen deur Openbaring. So ek het van baie opgevonde geraak na baie suig my tone in die aand net om uit te figure wat gaan ons doen. Bloot net oor dat Openbaring ja, ek wil vir julle vra om genadig te wees met my. Ek dink nie ek is iemand wat nou al die hoofstukke deurgestudeer het en ek kom gee net vir julle die konklusie nie. Ek is besig om saam dit te studeer stuk vir stuk. En die lekker deel is dit word nuwe inligting vir my. Nie dat ek nie al Openbaring gelees nie, ek meen ek het al baie Openbaring gelees. Ek dink hierdie is die eerste keer wat ek regtig so in diepte studie doen. Maar dit beteken ek het nog nie al die antwoorde nie. So ek kom hierso en ek kan vir jou sê wat ek sien en beleef, en op hierdie stadium al wat ek nou beleef is mense sê vir my, Jean, jy is nou op punt A, jy moet by punt B kom en hier's Openbaring. So daar's 400 paaie om by punt B uit te kom. En die interpretasies van hierdie goeders is so intens, so wyd, en so wees maar genadig saam met my. So dalk maak ek 'n stelling of twee en jy voel, maar jy weet nie wat gebeur in Openbaring 10 nie. Jy's reg, ek weet nie wat gebeur in Openbaring 10 nie. Ek moet nog eers daar uitkom en daai studeer om dit regtig te verstaan. En ek dink op hierdie stadium, as ek vir julle sê dat wanneer ek my studie doen, is die studie gewoonlik gebaseer op 'n klomp mense wat 'n baie lang tyd spandeer aan Openbaring. Daar's mense wat 40 plus jaar lank spandeer net aan Openbaring. Ek persoonlik hou daarvan om die res van my Bybel ook te lees, maar vir wat dit werd is hulle geniet Openbaring so baie en hulle is experts in dit. En so jy kry mense wat in een area gaan en hulle het 'n expert posisie. Jy vat dit en jy luister en jy hoor wat die ouens sê en jy sê, dit maak sin. En dan luister jy vir die volgende ou en hy het iets heeltemal anderste as die vorige ou en soos dit jy vir hom luister dan sê jy soos, dit maak sin. En dis die probleem is, ons kom so en ons sit met hierdie inligting. En so, ek het myself herinner dat daar is sekere ouens soos Stefan Joubert, Wari Bacham, Tim Mackie, hierdie ouens het 'n verstaan van Openbaring, en ek luister na hierdie ouens en ek sê, dit maak sin, en dan sê ek soos, okay, ek hou daarvan, en dan leer ek dit vir jou, asof ek baie slim is, en ek is nie, ek kry die inligting by ander mense, en dalk luister jy na ander ouens wat op 'n hele ander trein is, en jy voel dit maak sin vir jou. En as jy voel jy het meer inligting as ek as in Openbaring, is jy meer as welkom om volgende week te kom preek. Of jy kan vir my jou inligting aanstuur en ons verwerk die goeders. Maar op hierdie stadium al wat ek probeer doen is ek probeer worstel deur soveel verskillende interpretasies om te probeer uitfigure wat hier aangaan en dan elke keer terug te kom en sê maar hoe kan ons hierdie goeders deel maak van ons lewens. Dis die doel. So wees genadig met my in die proses. Ek staan nie hierso voor sit nie hier voor as volleerd in terme van hoe ons die goeders gaan neergaan nie. Ons vat dit stuk vir stuk en ons interpreteer dit. Ek sê dit vir jou bloot net oor ons het op hierdie stadium tot op nou toe uit ons posisie gevat. Wat 'n mens gesê het, okay, ons kyk na die 7 gemeentes en die 7 gemeentes was letterlike gemeentes. En elkeen van hierdie 7 gemeentes het sekere goeders wat ons kan kyk na die eerste gemeente en ons waarskuwings. Daar's goeders wat dit vir my sê wat ek moet doen en hoe ek dit nie moet doen nie. En selfde met die tweede ene, selfde met die vierde ene en die 7de ene en so gaan ons deur al hierdie gemeentes en elke gemeente word vir ons 'n waarskuwing en 'n riglyn. Ander ouens vat meer die posisie om te kan sê nee, hierdie 7 gemeentes is 7 tydperke van die kerk era. So met ander woorde, ons is al deur die eerste 6 gemeentes se eras en ons leef nou in die kerk era van Laodicea. Wat beteken, die volgende ding wat moet gebeur is die wegraping. So ek sê dit nou vir jou bloot net oor, want ek het nou baie gaan sit en worstel met die goeters, en die ouens se posisie is, onthou nou, as jy nou dink aan die wegraping teologie, dan dink jy aan die tydlyn hoe hulle loop. Openbaring 1 tot 3, 7 kerk-eras. Jy sê dit was 7 gemeentes, maar die primêre funksie was om 'n kerk-era te identifiseer.
einde van hoofstuk 3 begin hoofstuk 4, dan gaan die hemel oop en dis dan wanneer hulle sê word die kerke weggeneem omdat ons nie lees van die kerke tussen nou en dan nie. En so dit beteken aan die einde van die 7de kerkera moet die wegraping plaasvind. Dit beteken ons het hoofstuk 4 en hoofstuk 5 is in die hemel. Hoofstuk 6 is dan die groot verdrukking tydperk. Is die tydperk wanneer ons verdrukking beleef op die aarde. En so dan sien ons stelling so hulle sê, okay, dan het jy jou eerste perd, tweede perd, derde perd, vierde perd, is al die verskillende seels soos dit oopgemaak word, en hierdie is hoe dit afspeel tydens die groot verdrukking. Nou het ek wel mense wat sê, okay, maar die eerste perd, kan jy sien al met die eerste seel, dis 'n wit perd, en hy is nie dieselfde soos die wit perd van Openbaring 19 nie, so hierdie is die anti-kris, en dan verstaan ek nie lekker nie, want dan is die 3,5 jaar verby by seel 6, maar dan wag ons eers vir die anti-kris, so ek kan naderhand nie eens meer uitfigure wat gaan nie aan nie, so, maar vir wat dit werd is, dan moet ons verstaan, seel 1 tot seel 6 toe, volgens mense wat glo wegraping vind plaas na die 7de kerkera, daai eerste 6 seels moet nog kom, inteendeel al 7 seels moet nog kom vir hierdie tydperk om plaas te vind. Dit beteken dat die van ons wat wel Jesus dien, hoef nie regtig te worry oor daai seels nie. Jy hoef nie om te gee oor wat gebeur in daai seels nie, dis inligting wat jy pretty much eintlik of file en kan vergeet, of dit moet vir jou iets wees wat jy vir ander mense gaan sê, as kom tot bekering, anders dan gaan jy deel van hierdie krisis wees. Dis wat jy moet verstaan tydens die wegraping, want wanneer die wegraping kom, of jy glo in die wegraping en of jy nie glo in die wegraping nie, as daar 'n wegraping is, gaan jy saamgaan. Onthou, want dit is nie jou verstaan van die wegraping wat maak of jy saamgaan of nie, dis jou geloof en leefstyl wat volg agter Jesus, wat jou gaan kwalifiseer vir die wegraping of nie. So, hoor mooi, wanneer ek en jy 'n lyn trek oor ek hou van die wegraping of ek weet nie lekker of die wegraping heeltemal so effektief Bybels heeltemal inpas nie, jou verstaan daarvan is irrelevant of jy saamgaan of nie. So met ander woorde, as ons wel die posisie vat van die hele ander kant, wat ons sê 7 letterlike gemeentes, 7 waarskuwings of 7 riglyne wat ons kan sê, en dit wat ons sien in Openbaring 6 is goed wat ons nou al beleef. Ons beleef al hierdie verdrukking wat soos geboortepyn in Romeine 8 besig is om al hoe meer te word, en dit vat vir ons, dit lei ons na 'n oordeelsdag toe. Nou, ons is baie bewus van Daniël 9 en ons is baie bewus van Matteus 24, praat van 'n oordeel wat God kom en hy vernietig. Seel 6 praat van dat dis letterlik mense kruip weg onder hulle vra vir die heuwels en die berge, maar maak ons toe. Hulle is nie bang vir die dood nie, hulle is bang vir die teenwoordigheid, die toorn van God, die wraak van God wat uitgestort kan word. So dit bou op na 'n punt toe. En dan sê ons onsself, maar as ons glo dat dit is in 'n proses waarvan ons nou deel is, dan kom Johannes en hy skryf vir ons in Johannes 1 en hy sê, maar ek is 'n deelgenoot in die verdrukking. Ek is deel van hierdie verdrukking waarvan ons praat. So either which way, jy kan vat baan A of baan B. Ek herinner my net myself, dat die oomblik wanneer ons die baan vat, en ons sê, maar ons beleef hierdie goeters, en ons sien hoe hierdie goeters uitspeel, dan wat ons gaan sien, is ons sien 7 seels, en in die 7 seels, begin hy met 7 trompette. En dan kom dit voor, asof hy praat vanaf die oordeel, en hy bou op tot by die finale oordeel, of die verdrukking wat speel, en dan begin hy met die 7 trompette. En dan gaan hy weer oor, en dan begin hy met die 7 bakke. Ander ouens sien dit as 7 seels, dan 7 trompette, dan 7 bakke, en sy interpretasie is heeltemal anderste. En daarom het ek nie ook 'n klou wat om te sê nie, want daar is soveel teorieë in hierdie plek, en my kop val af in die proses. So ek vat 'n deel van 'n groepering mense, wat ek soos, as hulle praat, dan sê ek, dit maak sin, en dis wat ek vir julle leer. So, moenie my kwaadlik neem nie, maar op hierdie stadium is ons in in Openbaring 7, ek wil net terug gaan Romeine toe. Openbaring 7, en so Openbaring 7 volg vir ons na seel 6, en dit begin vir ons basies uit, vir ons begin in die begin, het ons gepraat oor die 4 engele,
wat moes oordeel uitstort oor die aarde, dan kom daar nog 'n engel en hy stop hulle en hy sê nie voordat die mense geseël is nie. Nou, vir die ouens wat glo wegraping het plaasgevind, Openbaring 4. Hulle glo dat die ouens wat geseël word op hulle voorkoppe is die 144.000 letterlike Jode. Wat beteken? Iewerste is daar 144.000 Jode wat gaan uitgepiek word en hulle gaan geseël word, 12.000 van hierdie stam, 12.000 van daai stam. Die Here ken hulle DNS is Afrikaanse DNA, nee? Ek gebruik net gewoonlik DNA, maar hy ken hulle, hy weet van wat se stam hulle is en hy gaan hulle merk spesifiek uit dit uit. En hierdie ouens is ouens wat in die verdrukking is en ons gaan later dit sien vanuit die wegrapingsteologie. Hulle is in die verdrukking en aan die einde van die 3,5 jaar word hierdie ouens geseël en hulle word dan deel van die getuies wat dan die wêreld gaan verder oortuig. So dis dan die idee wat daarmee saamgaan. Die kant wat ek nou meer nader aan lê is, hy hoor 144.000, hy hoor dis nie stamme nie, dis ook nie seuns nie, dis seuns en stamme wat geallokeer is vir dit, maar is 12 en 12 verwys na die totale hoeveelheid van 12 apostels, 12 stamme, 12 seuns, is nooit meer nie, daar's nie net 12 apostels gewees nie, daar was 12 disippels gewees, en toe is een uit, en toe het hulle aan een ingesit, maar ons lees nie van die ander nie, toe is Paulus daarin, so is daar nou 13 apostels, daar's 12 apostels, so is daar 12 seuns, ja daar's 12 seuns, maar die 12 stamme is nie die 12 seuns nie, want is ander 2 seuns van Josef is daarin, en 1 Levi is uitgehaal, 12 apostels, dit bly 12. 12 is 'n volledige getal wat sluit in almal van daardie. So 12 stamme met 12.000, 12.000, 12.000, 12.000 sluit 'n totaal hoeveelheid. Dis wat hy hoor. Maar as hy sien ons, hy sê in vers 9, en sê hierna het ek gekyk en werklik daar was 'n reuse skare wat mense wat nie eers kon tel nie, en hulle kom uit elke nasie, stam, volk en taalgroep. So hy hoor, maar hy sien massas mense, wat kom van elke nasie, elke stam, elke taalgroep, dis wat hy sien en beleef. So, met ander woorde, ons kom tot op hierdie posisie, en jy kan in jouself nou gevat het van, maak nie saak waar jy was nie, wegraping of nie wegraping nie, letterlike gemeentes met almal waarskuwings of kerk-eras en dis nou so en die kerk is weg en hier is Jode, dis nie Jode nie, dis al die mense. Een ding waar ons nie kan stry nie, is as ons so ver deur Openbaring gegaan het. Een ding wat vir ons baie duidelik is hoe lyk aanbidding tydens Openbaring. So as ons gaan na Openbaring 4 toe, Openbaring 4, dan begin hy van hierdie 4 lewende wesens, wat besig is om God te aanbid. So ons weet, die een het gelyk soos 'n mens, een het gelyk soos 'n os, een het gelyk soos 'n arend, een het gelyk soos 'n leeu, en ons sien dat hierdie 4 lewende wesens is besig om God te aanbid. Hulle sê, heilig, heilig, heilig is die Here, al God almagtig. Wat was en wat is en wat sal kom. Dis wat ons sien, dan sien hulle aanbidding. En dan wanneer hulle dit klaar gesê het, dan val die 24 ouderlinge val voor God neer in aanbidding. Dis wat ons sien in die hemel as ons 'n prentjie kry, beleef ons aanbidding. Teen die tyd dat ons hoofstuk 5 kom, dan sien ons weer 4 lewende wesens besig om God te aanbid, en ons sien weer die 24 ouderlinge besig om te aanbid. Maar wat bykom in Openbaring 5 is ons sien duisende engele wat saamkom, en hulle is besig om aanbidding te doen teenoor God en teenoor Jesus, die lam, die geslagte lam. Dis wat ons sien en beleef. Teen die tyd wanneer ek en jy by Openbaring 7 kom, en ons sien hierdie klomp, massas en massas mense, wat, want hy hoor 144.000, hy sien 'n reuse skare mense, wat jy nie eers kon tel nie, en hoor wat gebeur, hy sê, en hulle kom uit elke nasie, stam, volk en taalgroep, en hulle het voor die troon van die lam gaan staan. Hulle het wit klere aangetree en met palmtakke in hulle hande, met 'n kragtige stem het hulle uitgeroep, ons verlossing is te danke aan God wat op die troon sit en aan die lam. En so hier begin aanbidding, en so
Nou gaan ons dit later ook sien, so dit is nie net die 4 lewende wesens nie, dis nie net die 24 ouderlinge nie, dis nie net die 10,000 engele nie, maar hierso staan nou massas en massas mense. En een ding gebeur klokslag. Mense gaan in aanbidding in. Nou, as ek en jy sit en dink aan die hemel, meeste van die tyd het ons al die vraag al gevra, maar hoe lyk die hemel? Wat gebeur in die hemel? Is dit goue strate? Is dit mooi blommetjies? Gaan ek 'n mooi tyd hê? Hoe gaan my huis lyk? Ek meen, mense het altyd hierdie vraag oor wat is die hemel? Waar is die hemel? Hoe lyk die hemel? En ek wil vir jou sê, tot op hierdie stadium wat ek sien en beleef van die hemel, weet ek een ding is prominent. Die hemel is nie 'n plek of 'n utopia waarna ons dink nie. 'n Hemel is 'n wie. Dis 'n in God se teenwoordigheid. Yes, dis 'n plek, maar die primêre funksie van die plek is om in die teenwoordigheid van God te wees. En alles aanbid hom. Alles is besig om God te aanbid. En jy beleef die teenwoordigheid van die Here. Dis wat gebeur en ons gaan dit sien in hierdie gedeelte. Dis 'n plek waar ons kan sê, maar ek is in die teenwoordigheid van die Here. En dan beteken dit my idee van, is daar staproetes en kan ek swem in die see en gaan ek kan braai en gaan daar biltong wees en daai goeders is irrelevant. Niks van daai goeders maak saak nie, want in die teenwoordigheid van die Here gaan ons aanbid en hy gaan sy teenwoordigheid uitstort oor ons. Dis wat gaan gebeur. En ek wil vir jou sê, vandag het ons die voorreg om te kan beleef die teenwoordigheid van God. Hebreërs sê vir ons dat ons het volle vrymoedigheid om in die teenwoordigheid van God te kom. Wat beteken, ek en jy kan nou al nie die volle nie, maar 'n gedeelte van die teenwoordigheid van God beleef. En as jy nou verveeld raak met die teenwoordigheid van God, ja, ek dink dit gaan rol wees. Ek sou voorstel dat jy dalk nie hemel toe gaan nie, maar daar is 'n ander opsie vir jou om te kan gaan. Want ek kan vir jou een ding beloof, as die teenwoordigheid van die Here nie vir jou genoeg gaan wees nie, gaan jy altyd opsien na die hemel. Want dis wat ons beleef. In die hemel is mense om te aanbid. Nou yes, ek verstaan, daar is dele wanneer Jesus kom en hy sê, eers maar hierdie ou was getrou gewees met sy 5 talente en hy het nou 10 gemaak en jy sal nou in beheer wees van 10 stede. So daar gaan 'n nuwe aarde geskep word en daar gaan heersing wees en daar gaan allerlei goedes wees waar ons daarmee saamgaan, maar ons moet weet dat die primêre funksie van wie ons is in ons wese is ons gemaak om God te aanbid. En dis wat ons beleef in die hemel is, ons beleef massas en massas engele en ons sien die ouderlinge en ons sien die mense en almal is besig om te aanbid. Mag God ons primêre fokus wees wanneer ek en jy dink in die hemel. Nie wat jy sien nie wat jy beleef nie wat jy gaan hê nie hoe dit gaan lyk nie. My primêre fokus as ek in die hemel is om by die teenwoordigheid van God te wees. Dis wat in ons harte moet hinker. Want die oomblik wanneer ek en jy dit sien, dan beleef ons die ewigheid baie anderste as net 'n plek. En ek was een keer in my wese so offended toe ek gehoor het ou het een keer gesê, ek wil nie net eendag in die hemel net op 'n wolkie float en net heeldag sing nie. Yes, as jy maar net soos Johannes voor God kan staan, sal jy op jou gesig neerval en jy sal nie jou gesig gaan optel vir hoe lank nie, bloot net oor dis wie God is. En dis wat ons sien, dis wat ons beleef, so ver meer as wegraping of nie wegraping nie, ons beleef 'n groepering van mense en al hulle reageer deur te aanbid. En dan sê hy vers 11, en al die engele het ook rondom die troon gaan staan, as ook die ouderlinge en die 4 lewende wesens, en hulle het op hulle gesigte neergeval voor die troon en God aanbid, en gesê, Amen. En kyk waarvoor, tel saam met my hoeveel goeders hulle hom voorloof, die lofprysing, en die heerlikheid, en die wysheid, die dank, die eerbetoning, die mag, en die sterkte, behoort aan ons God vir altyd. Amen. 7 stellings, selfs wat vroeër gemaak was, 7 stellings wat gemaak word, beteken dit is die volmaakte aanbidding teenoor wie God is. En so hier is 'n groepering van mense en al wat hulle doen is hulle wil God aanbid. Vers 13, hy sê, een van die ouderlinge reageer toe en sê, vra vir my, hierdie mense wat wit klere aan het, wie is hulle en waar kom hulle vandaan? Onthou nou,
as nou homself weer gaan herinner, hy hoor 144.000, hy sien alle mense van alle volke, alle tale, alles. En hy sê, ek het aan hom gesê, meneer, u is die een wat weet. Daarom sê hy vir my, dit is hulle wat uit die groot verdrukking kom. Nou hierdie gaan jy weer interpreteer gebaseer op waar jy dink lê die verdrukking. Voel jy dat saam met Johannes sê ek is 'n deelgenoot in hierdie verdrukking? Of glo ons dat die verdrukking is iets wat gaan kom, eendag na die wegraping, maar hierdie is 'n groepering van mense wat iets beleef van die verdrukking van die Here. Dis ouens wat ernstig gesê het dat ons het deur verdrukking gegaan. Nou jy kan nou sê vir iemand wat nou byvoorbeeld, ek dink nou aan hierdie kerke, van hierdie ouens is gebrand in 'n brazen bull. Nou kan jy vir hom sê, yes, dis bad, maar dis nou nie die groot verdrukking nie. Jy moet, dis soos as my kind huil omdat sy haar tone stamp. Dis seer, dis nie nodig om te huil nie. So, dis my persoonlike, ek sê dit nou nie, in daai oomblik is ek so, kom hier so. Maar as hulle self krap, daar's nie eers bloed nie, kyk die arm, ek sê so, daai is nie huilwerk nie. Nou kan jy vir 'n ou sê, wat so pas gebrand is in 'n brazen bull, hy kom in die hemel aan sê, hoorie, dit was bad, maar is nou nie die groot verdrukking nie. So daai ouens wat deur die groot verdrukking gaan, hulle kry die spierwit klere. Jy kry so beige kleur. Jy kry so amper wit. Dis waarvoor jy gekwalifiseer het. So ons perspektief rondom ons sien en verstaan gaan obviously daai bepaal. Maar op die einde van die dag is hierdie groepering van mense kom almal uit hierdie verdrukking uit. Maar wat vir my mooi is, hy sê, en hulle klere is wit gewas in die bloed van die lam. En hierdie voel nogal asof dit soos 'n paradoks moet wees. Dit voel vir my, niks word binne in bloed gesit en kom skoon uit nie, behalwe die bloed van Jesus. Want onthou nou, as ons praat van, terug na ons Romeine studie, as ons dink aan wat het Jesus aan die kruis vir ons beteken, dan beteken dit, toe Jesus aan daai kruis was, toe het hy my totale identiteit as sondaar op homself gevat. Hy het die volle wraak van God gevat en betaal vir daai, maar hy het sy titel as regverdige, skoon gewas, suiwer, het hy gevat en op my geplaas. En daai kom deur die bloed. En so met ander woorde, ons verstaan dat die oomblik wanneer ek en jy deur die bloed van Jesus gaan, is ons spierwit gewas. Dis wat gebeur, dis wat Jesus vir ons doen. En hy sê, daarom staan hulle voor die troon van God, en hulle dien hom dag en nag in sy tempel. Nie vat breaks en gaan loop rond en gaan kyk hoe lyk dit en explore en gaan braai en gaan swem 'n bietjie en nee, hulle is besig om te aanbid. En hy wat op die troon sit, sal sy tentwoning oor hulle span. Hier is vir my so mooi, want die ding is nou is hulle nie net, nou is mense net besig in die teenwoordigheid van God, en maar met te sê die tentwoninge beteken dat God sit bo oor hulle sy teenwoordigheid, soos 'n tent. Die tentwoning was die plek gewees in die Ou Testament waar God se teenwoordigheid was. As hulle die tent opgeslaan het, was daar gewees wat Moses God beleef het. Dis daar wat Joshua nie van wou weggegaan het nie, want dit was daar wat God se teenwoordigheid is. En so nou sit jy met 'n groepering van mense wat besig is om God te aanbid. En dan sê hy, en ek sal sy tentwoning oor hulle sit. En dan sê hy, daar sal nie meer honger of dors word nie, wat beteken ons drink nie Coke nie, ons eet nie meer biltong nie, ons eet nie meer droëwors nie, daar is geen meer honger of dors nie, jy word nie vet nie, jy word nie maar nie, dis amazing. Okay, die son sal hulle nie neerskroei nie, en ook nie 'n hittegloed nie. So jy gaan nie hot flushes kry nie, jy gaan nie nodig hê vir sunscreen nie, jy gaan nie nodig hê vir enige van daai goeders nie, in die teenwoordigheid van God. En dan sê hy hierso, die lam wat in die middel by die troon staan, sal hulle soos 'n herder lei. Dit is my so mooi, want dit is 'n lam wat lei. 'n Lam het 'n herder nodig, maar ons lam wat ons volg, is ons herder. En dan sê hy, en hy sal hulle lei na waterfonteine wat lewe bring, en God sal elke traan van hulle oë afdroog. Dit is my so mooi, as 'n mens dink aan die prentjie van wat 'n mens wel beleef. En ek dink op die einde van die dag, ek dink op hierdie stadium wat vir my mooi is van Openbaring, buiten die chaos van hoe interpreteer ons hierdie goeters. Ek dink wat vir my ongelooflik mooi is elke keer wanneer Johannes vir ons die prentjie skep
van wat dit is in die teenwoordigheid van God. Irrelevant of ons op aarde gaan suffer en in 'n bil geprop word om te brand, en of jy vredevol net rustig in jou slaap gaan na die Here toe gaan, soos wat ons almal hoop om te beleef. Irrelevant, as ons in die Here se teenwoordigheid kom, is daar geen vrees nie, daar is geen worstel nie, daar is geen twyfel nie, dis ten volle wie hy is, waterstrome wat lewe bring, wat elke traan afdroog. Dis wie God is, en dis wat die hemel vir my en vir jou wel inhou. En so ek dink dis iets waar ons kan opgewonde wees. Dis iets waaroor ons kan uitsien. En ek dink die oomblik wanneer 'n mens praat van iemand wat op 'n punt kom wat hulle vra, maar hulle is vrees oor doodgaan en goeters, hierdie is waarmee ons bemoedig word. Hierdie is eintlik waarna Paulus uitgesien het. Toe Paulus gesê het, maar as jy vir my noue opsie gee, veel eerder hemel toe gaan, Filippense 1. Hy sê, maar as ek bly ek hier ter wille van julle, sodat julle die Here moet beleef. Dis wat ons perspektief gaan moet wees, is dat hierdie word eintlik die plek waartoe ons wil gaan. Maar as ek hier bly, sal ek my beste doen om mense te leer, om te besef dat hulle het Jesus nodig, sodat hulle ook kan deel wees van dit. En so, skielik word Openbaring nie vir my 'n vreesboek nie, dis nie vir my so deur al sy gewonder en worstel en hoe ons hierdie goedes interpreteer, bly daar hoop wat vir my uitkom uit Openbaring uit. So kom ons sluit die oë en dan gaan ek oopmaak vir vrae. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het om tyd saam te kan spandeer. Ag, gaan ons bid, Heilige Gees, dat ons kan so vinnig verward raak, Here, as ons gaan deur hierdie goeders en ons is onseker oor hoe dit lyk en waarom jy plaasvind. Maar ek bid, Here, dat niemand van ons sal toelaat, Here, dat die goeie nuus uit hierdie boodskap uitgehaal word nie. Here, is dat ons leef vir een ding, Here, om U te verheerlik met alles wat in ons is. Ag, en ek bid, Here, dat vir ons selfs hier op aarde, Here, dat U teenwoordigheid vir ons iets sal wees waarna ons sal hinker. Here, ons sal honger, dat ons meer van U sal wil beleef, Here, as wat ons ooit van tevore gedoen het. Here, en as wat van ons is hier, so wat nog nooit U beleef het nie, en ons ken U net met 'n kop, omdat ons goeie kennis het van U, bid ek, Here, dat ons nooit sal ophou om te soek vir dit nie, Here. Here, mag ons in ons wese U wil beleef, en uitsien daarna in die ewigheid, en ons loof U daarvoor in Jesus naam. Amen.